Die ANC se nasionale uitvoerende komitee bestempel die burgerlike teen-immigrasiebeweging March and March se besware as redelik en 'n hond skiet per ongeluk 'n vrou by 'n vulstasie. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê Suid-Afrika sal op 'n deursigtige wyse en 'n openbare belang besluit hoeveel mense die land wetlik en menswaardig kan huisves. Hy het bygevoeg dat artikel 19 van die Wet op Immigrasie reeds die raamwerk bied om die kwotas in te stel. Die ANC en die KAS sê hy het ook kennis geneem van die besware van die March and March beweging en dit as redelik bestempel. Mbalula het beklemtoon dat die party nie betogings teen onwettige immigrasie as vreemdelingehaat beskou nie, aangesien dit gelykstaande is aan haatmisdaad. Die leier van March and March, Jacinta Ngobesi-Zuma, sê egter Suid-Afrikaners haat nie vreemdelinge nie, maar is gefrustreerd oor die regering se hantering van onwettige immigrasie. Ngobesi-Zuma het in KwaZulu-Natal gesê die beweging hou steeds by sy sperdatum van 30 Junie vir die verwydering van onwettige immigrante uit die land. Die departement van vervoer het na bewering 'n Zimbabwese maatskappy gekontrakteer vir stroomdienste ter waarde van R10 miljoen, wat glo deur bestaande personeel sonder enige bykomende koste gelewer sou word. Die inligting is ingevolge die wet op beskermde openbaarmaking deur 'n vletjieblaser onthul. Volgens die onthullings is die werk glo onder verskeie kwotasies verdeel om tenderreëls te omseil en onder die drempel van R500 000 per kontrak te bly. Sommige geleenthede het glo minder as 100 kykers gelok, teen spyte van 'n koste van R350 000 per uitsending. Die departement van vervoer sê die beweringe sal nou intern ondersoek word. Die burgerregte organisasie AfriForum het die Hooggeregshof in Pretoria genader om die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, se besluit om Graaff-Reinet se naam te verander, te laat hersien. Die organisasie sê die dorp het 'n besonderse historiese en kulturele betekenis vir al vir Afrikaners en beweer die meeste inwoners is teen die naamsverandering gekant. Volgens AfriForum se hoof van kultuursake, Ilana Bailey, is daar ook kommer oor die koste van die naamsverandering, die moontlike uitwerking op toerisme en die verdeeldheid wat dit in die gemeenskap kan meebring. AfriForum nader die hof om die besluit van minister Guyton McKenzie om Graaff-Reinet se naam te verander te hersien. Die redes vir hierdie aksie is onder meer die kultuurhistoriese betekenis van die naam van die dorp, maar ook aan die ander kant omdat ons voel dat die proses wat gevolg is ongrondwetlik is. Toe die naamsverandering aangekondig is in die Staatskoerant in Februarie vanjaar, het ons die minister genader met 'n prokureursbrief en gevra om sy besluit te hersien, maar na 4 maande het ons nog geen antwoord terug ontvang nie. En daarom is ons nou genoodsaak om die hof vir hulp hiermee te nader. En daar is nog 'n naamverandering wat moontlik op pad is. Die DA in die Tshwane Metro sê hulle is gekant teen die voorgestelde naamsverandering van die Wonderboom lughawe en meen die stadsraad moet eerder fokus op dienslewering en ekonomiese groei. Die party sê die lughawe is 'n belangrike ekonomiese bate wat toerisme, belegging en werkskepping kan bevorder, maar dat dit tans beter bestuur en ontwikkel moet word. Die DA stel voor dat die lughawe eerder deur 'n openbare private vennootskap bestuur moet word, om infrastruktuur te verbeter en finansiële druk op die metro te verminder. You cannot rename history and change history. That Wonderboom Airport and how it got its name and the significance of that tree is so
important to the history of this country and to the history of the citizens in the city and the people of north of the city. And to go out and to want to rename it and to go to public participation on it, where it is not the communities that are really affected and the people who understand where Wonderboom comes from. So it is so important that we fight for it in tomorrow's council meeting to stop it. And we ask that all our residents in the north of Pretoria who live in the Wonderboom area do come out and participate in that public participation and put in those objections. There are bigger things to fight in the city. Changing Wonderboom Airport is not one of those things. En in 'n ongewone skietery in die Amerikaanse deelstaat Nebraska was daar 'n hond wat 'n sneller getrek het, wat 'n vrou in die hospitaal laat beland het. Polisiebeamptes in die dorp Scottsbluff is na 'n winkel ontbied na berigte dat 'n halgeweerskoot afgegaan het. Met hulle aankoms het hulle op die vrou afgekom wat deur 'n koel in die arm getref is. 'n Ondersoek het bevind 'n bakkie-bestuurder se hond het van die een kant van die agtersitplek na die ander kant toe beweeg. Die hond het op een of ander manier op die gelaaide halgeweer getrap en daarna het 'n skoot afgegaan en die vroulike verbyganger getref. Sy is na die hospitaal geneem, maar is nie ernstig beseer nie. Dis al van my, Karla Burg. Ons maak môre weer so geseënde aand verder.